Here, U is die enigste lewende ware God. U is die Alfa, U is die Omega, U is die begin, U is die einde. U is die enigste wese, die enigste God wat waarlik aanbid kan word. Dit gaan volgend alles oor U. Mag dit nooit gaan oor enige iemand op hierdie verhoog, of my, of enige iemand, maar net oor U. Dat dit nooit gaan oor 'n kerk, of 'n gemeente, of oor getalle, of wat ook anders dit is nie. Maar Here, in elkeen van ons se lewens ook. Mag niemand anders, geen ander ding, ooit U plek inneem. Ons kom volgende weer as 'n gemeente by mekaar, Here, om te sê, we're coming back to the heart of worship, om U te aanbid, om U te loof, om U te eer vir U grootheid, vir U goedheid, vir U liefde. Dankie Vader vir U onvoorwaardelike liefde. U ken elkeen van ons wat hier ingestap het, elkeen ons se naam. U ken ons persoonlik. U wil 'n intieme verhouding met ons wees. U ken elkeen van ons wat gelukkig is, elkeen van ons wat hartseer is, elkeen van ons wat bekommerd is, elkeen van ons wat kwaad is. Maar ten spyte van dit wil U met ons elkeen connect net waar ons is. Want U is vir ons lief. En U wil met ons in 'n verhouding wees. Ons loof U en ons prys U. En ons is baie lief vir U. En die gemeente antwoord. Amen. Dankie julle kan julle plekke inneem. So ons begin vandag met 'n nuwe reeks, 'n nuwe preekreeks. Ons kies hierdie preekreekse met 'n rede, ons bid daaroor as leierskap, ons gesels daaroor en besluit wat is relevant op die oomblik, wat werk ons deur, wat is goed wat ons dalk as gemeente nou moet aanspreek, wat gaan in die wêreld aan. En hierdie reeks se naam is Aangrypende Keuses. Nou elkeen van ons neem elke dag honderde keuses, bewuslik of onbewuslik. Van hulle is groot, van hulle is klein, maar as jy dit al almal werk op die einde, eindig dit op twee plekke. Jy kies of vir God, of jy kies teen God. En ons wil in die reeks van ons weerstand bied teen die keuses wat die kultuur om ons, die dominante kultuur om ons voor te sê, maar dis die regte keuse. Dis wat jy nodig het. Dis wat jou gaan gelukkig maak. En ons wil kyk na keuses wat God gaan verheerlik. So vandag wil ek praat oor worship wat afgoderry weerstaan. So wanneer ek praat van worship, praat ek nie van 'n musiekstyl, of hoe hard of hoe sag die musiek is, en of as 'n liedjie sing wat jy regtig van hou of nie van hou nie. Mense kan dit hier van vooraf duidelik hoor wat 'n liedjies is gewild, asof dit net soos my hare lig so, dan sing die mense harder en dan sing die mense weer sagter. So hulle goeie indikasie. Maar worship gaan nie oor die musiek nie, worship gaan nie oor jou voorkeur nie. Dit gaan oor wat ons nou gesing het in die laaste lied. Worship gaan oor God en God alleen. Nou een van die maniere hoe ons God aanbid is deur te sing voor die diens. En dankie vir Rudy en Madeleine en die band wat ons gelei het in worship. Worship is belangrik. Dis hoekom dit 1/3 van ons diens se tyd vat om te sê, maar ons kom by mekaar as 'n gemeente, as medegelowiges, as vriende om God te eer en te aanbid. Maar dis nie alwaar worship gaan nie. Dis nie die enigste plek waar jy worship eenmal 'n week nie. Worship is alles wat jy elke dag doen. Jy aanbid altyd iets. Die vraag is net wie of wat aanbid jy. John Tyson sê dit nog 'n baie belangrike ding. What you worship determines who you become. Dit beteken aanbidding is nie neutraal nie. Dis nie onskadelik nie. Dis nie 'n opsionele iets in jou lewe nie. Want aanbidding vorm jou begeertes, dit vorm jou vrese, jou gewoontes. Dit sê vir jou, dit gee vir jou hoop in iets of in iemand. Want vriende, as enigiets anders as God die middelpunt of die prioriteit van jou lewe is, dan is dit wat jy aanbid. Die Bybel noem dit afgoderry. Nou ek seker as ek julle nou laat opstaan en sê, okay, wie het 'n beeld wat jy voorbid, wie, gaan almal sê, daar's 'n manier nie, Jan, ek weet nie waar, hierdie preek is nie vir my nie, ek kan eintlik gaan koffie drink, thanks, dit was lekker. Afgoderry gaan nie oor dat jy 'n beeld het wat jy voorbid, of iets nie. Ons westerse samelewing het nie regtig 'n verwysingspunt van wat afgoderry is nie. Ons dink dit is iets van die Ou Testament, dis iets wat in die verlede gebeur het. Ons kultuur het vir ons begin plaasvervangers gee. Dis wanneer goeie dinge, dis nie wanneer ons, kom ek sê dit so, dis nie wanneer slegte dinge vir ons meer raak, of ons liewer raak nie. Dis wanneer ons te veel lief raak vir goeie dinge. Die kultuur wat ons in is, gee vir ons heeltyd plaasvervangers van goeie dinge. Goeie dinge
wat goddelike dinge word, soos jou loopbaan, ander mense se goedkeuring, geld, gemak, sukses, om altyd in beheer te wees. Nou hoor my reg, ek sê nie jou werk of verhoudings of geld of sukses of gemak is boos nie. Maar wanneer dit die middelpunt word, jou prioriteit word van jou lewe, en jy al jou tyd en jou energie daarin sit, en al jou hoop, dan word dit vir jou 'n afgod. Ek dink dit is vir my belangrik, dat jy dit besef. Ek gaan jou nêrens laat opstaan of jy hand opsteek nie, maar ek wil hê tog vandag net self ondersoek doen. Ek wil nie kritiseer of blame game of iets doen nie, maar vriende, as ons almal regtig eerlik is daar ergens iets, kom ek sê dit so, dalk praat ek vir myself, dalk preek ek vir myself, dalk sukkel julle nie daarmee. Maar ek wil tog vra, wanneer dinge moeilik is, iemand nou jou werk van jou al wegvat, of jy verloor al jou geld, of jy skei, waar is jou identiteit dan vas? Sit ons hoop om te sê, maar as ek hierdie het of daai het, as ek sê iets is my prioriteit, ek kan sê my vrou en kinders is my prioriteit, maar as ek elke dag laat werk, en dan ry ek op Saterdag fiets, en dan is ek in die mannegroep, en dan is ek hier, en dan is ek daar, en ek sien hulle so 10 minute in die aande, en dis terwyl ek eintlik TV kyk, kan ek sê hulle is my prioriteit, maar hulle is nie my prioriteit, want ek spandeer nie genoeg tyd met hulle. So ek dink as ons vanoggend praat om te sê, maar hoorie, wat is dit om 'n afgod te aanbid? Moet ons onsself tog vra, maar wat is my middelpunt? Wat is my prioriteit? Wat sit ek al my hoop in? God maak dit vir ons baie duidelik wie en wat die middelpunt en die prioriteit in ons lewens moet wees. Ek meen, hy maak dit baie duidelik in die begin in Eksodus 20. Hy sê, jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag jou nie 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. God is 'n jaloerse God, nie omdat hy insecure is nie, nie omdat hy besitlik wil wees nie, maar omdat hy wil nie jou hart deel met iets anders nie. God weet dat wanneer jy afgode dien, wanneer jy iets of iemand anders as hom dien, of 'n prioriteit in jou lewe word, het dit 'n effek op jou verhouding met hom, met jouself, met ander mense. En dis gewoonlik wat jy seer kry, dis gewoonlik wat jy teleurgestel gaan word. Jou prioriteit kan al kerk wees. Jou prioriteit kan dan wees, maar ek doen klomp goed vir die Here. Dinge van die Here kan nie groter word as die Here van die dinge nie. God is ons enigste prioriteit. God maak dit vir ons duidelik. Paulus waarsku, gaan julle teks lees, maar in Romeine lees ons in die begin, dan waarsku hy hierdie gemeente, dan sê hy vir hulle, julle het God geken, maar julle het hom nie geëer of verheerlik nie. Julle het die waarheid verruil vir 'n leuen, en julle het verganklike goed begin aanbid. En dan begin hy die goed so te noem, en dan sê hy, God gaan julle oorgee aan julle drange. God het vir elkeen van ons 'n vrye wil gegee. Die verlede kon ons gepraat, sê die Here het jou vrye wil gegee, en sê gaan ek nou roomys eet, of gaan ek nou kool eet, of wat ook al. Deesdae sien ons op die nuus, mense het vrye wil, dat 'n persoon in 'n laerskool kan instap, en kinders doodskiet, want dis wat hy nou voel vir hom werk. In sy binnekant voel hy, en iets in sy identiteit voel dat dit is wat hy voel hy nou moet doen. Nog erger, iemand kan 'n kult begin en sê dat God het gesê, ek is die tweede Jesus. Al die vrouens behoort aan my, al die geld behoort aan my, en van nou af aanbid julle my. En hy haal dit in die Bybel aan. Ons het vrye keuses, maar jou keuses het 'n invloed, dit het tog nagevolge in jou lewe. En daarom is dit so belangrik dat ons die regte keuses moet maak, veral wanneer dit kom by wie of wat jy aanbid. Vriende, daar is net een lewende, almagtige God om te aanbid. En die enigste manier na hom toe is deur Jesus Christus. As iemand nog een keer vir my sê, Jan, weet jy wat, ons tyd het verander, alle gelowe lei na God toe. Almal noem maar net die God iets anderster. Party sê Allah, party sê Boeddha, party sê die bloubulle, party sê iets anders. Daar is net een lewendige, ware God. Jesus Christus het vir ons kom openbaar.
Maak nie saak of Jesus se naam in die Koran voorkom nie, maak nie saak of mense dink Jesus is 'n goeie persoon nie. Dis die enigste ware God om te aanbid. In my voorbereiding het ek probeer dink om te probeer vasstel, maar wat sal my, of vir jou, kom ek praat dalk meer van my, dryf na afgoderry toe? Wat sal my na dit toe vat? As ek nou moet eerlik wees en sê, kyk, ek sê net dat vandag hier uitloop en vir iemand bel en sê, hoorie, hallo, ek is Jan, ek kan bid afgode nie. Maar ek wil tog hê, hier terwyl ons in 'n veilige plek is, kom ons doen daai ondersoek. En ek het vir myself gevra, maar wat sal my na so iets toe stuur? Wat sal my maak dat ek my hoop op iets anderster as God sit? En ek dink een van die groot redes is wonde van ons verlede. Goed wat jy nog nie deurgewerk het nie. Ek dink enigeen van ons word eendag wakker en besluit, hoor, van vandag af aanbid ek afgode nie. Van vandag af gaan ek iets anders, ek gaan vir my 'n beeld of iets kry nie. Maar daar's in elkeen van ons 'n seer of 'n leemte wat ons daarna toe dryf. Want ons dink as ons hiernatoe gaan daai persoon ons help, of daai ding ons lewe verander. Dalk is dit 'n pa wat ergens op jou uitgeloop het toe jy 'n kind was. Dalk 'n droom wat nooit gerealiseer het nie, wat jy hoe lank oor gebid het. Dalk is dit iemand wat jou te na gekom het. Iets negatiefs wat iemand vir jou gesê het toe jy 'n kind was. Dalk 'n traumatiese gebeurtenis wat gebeur het. En dan diep binne oortuig jy jouself, as ek net dit kan bereik, as ek net soveel geld kan hê, ek moet net altyd in beheer wees. Toe ek vooruit ek besef, maar dis waarna toe ek gryp. Ek wil in kontrol wees. Ek bid, Here help my. Here, laat U wil geskied. Ek wil U wil in my lewe hê, maar op die einde, Here, maar ek wil hê dit moet hoe ek dit wil hê. En as jy my nie vinnig antwoord nie, ek wil in kontrol wees, want wat gebeur as ek nie in kontrol is nie? Ek begin bekommerd te raak. Ek begin dink, maar jy kan ek Here regtig vertrou vir wat ek hom vra? Want ek wil in beheer wees. Ek wil weet, ek wil alles weet. Here sê vir my, dit gaan gebeur, dan gaan dit gebeur, en dan gaan dit, en dan weet ek alles wat in my res van my lewe gaan gebeur. Maar dis hoe die lewe werk nie. En dan begin ek my hoop daarin sit. Baie van ons, jy het al gedink, as hierdie persoon my net kan waardig vind, as hierdie persoon net vir my kan sê, ek sien jou raak, dan gaan my pyn dalk weggaan. Want sien vriende, ons gryp na hierdie goed, want hulle beloof vir jou dat hulle jou gaan gelukkig maak, dat hulle die pyn vir jou gaan wegvat, dat hulle die leemte gaan vul. Maar daai leemte wat ons is, kan net God vul. Kyk na enigiemand wat in 'n addiction is. Dink daaraan, dit maak nie sin nie. Hoekom gaan jy aanhou dwelms gebruik tot jy op die einde OD en doodgaan? Hoekom hou mens aan en aan en aan drink? Hoekom doen mens goed? Iets binne in jou dink jy, hoor, as ek net hierdie het, as ek net nog geld het, as ek net nog ietsie drink, as ek net nog iets eet, as ek net nog harder oefen, dan gaan ek beter voel, dan gaan ek voel, maar hoor, ek is waardig, ek is aanvaarbaar. Maar die waarheid is, afgode genees nooit nie, dit medicate nie, dit sit net 'n pleister op. Kyk na enige temptation in Afrikaans, Herman, help gou. Dankie Herman, verslawing, versoeking. Jy kan mos dan gaan koffie kry, ons sal nou by jou wees. Versoeking. Enige versoeking. Overpromise en underdeliver. Dink daaraan. Jy oortuig jouself so, as ek nou nog net hierdie een keer, as ek nog net hierdie een drankie drink, as ek nog net een keer hierdie fliek kyk op die internet, as ek nog net een keer dit, dan gaan ek goed voel. Die oomblik wat jy doen, wat gebeur dan? Jy voel skuldig. Jy dink, ag nou het ek dit alweer gedoen. Ek gaan dit nooit maak nie. En die duiwel klim en hy bly jou die hele tyd aanval. En jy voel so sleg en jy gaan amper in hierdie addiction cycle in. Van jy voel sleg, jy voel nie waardig en nou voel ek lekker nie. So weet jy wat? Kom ek bedrink maar nog iets. Ek voel sleg, ek is useless als, okay, kom ek eet maar nog iets. En jy word vasgevang. Want daai leemte kan nie gevul word met enigiets anderster as God nie. Ons plak net pleisters op. En op die einde, hierdie ander afgod raak nooit vergenoegd nie. Jy moet elke keer nog meer opoffer. Jy moet net nog gee, tot jy naderhand uitgebrand is. Ek het al met baie mense gesit en gesels en gepraat wat suksesvol is, wat regtig sukses is. As jy na hulle lewe kyk en dink jy, maar hierdie persoon het alles. Hulle moet sekerlik gelukkig wees.
Want hulle het so hard gewerk om net te bewys dat daai persoon wat op laerskool van my gesê het, ek sal nooit iets in my lewe bereik nie. My pa wat vir my gesê het, jy is useless. Ek wil hom net verkeerd bewys. En dan sit ek voor mense wat vir my sê, Jan, ek het alles, ek het die geld, ek het sukses, maar ek voel leeg. Ek is depressief, ek wil nie meer leef nie. Ek het saam met mense gesit wat 'n verhouding hulle afgod gemaak het, wat net gehoop het dat 'n ander persoon hulle gaan heel maak, wat hulle onvoorwaardelik gaan lief hê, wat hulle nooit gaan los nie, en dan los die persoon hulle, en dan sit hulle weer en hulle beleef weer net verwerping. Want daai persoon het my nie genees nie. Vriende, mense en dinge kan nie daai leemte in jou vul nie. Hulle kan nie daai seer wegvat nie. Die hartseer ding is dat meeste mense sien eers jou seer raak nie. Ons is so consumed met ons eie seer. Mense gee nie eers om nie. En dan kry jy mense ongelukkig, wat jou seer raak sien, maar wat dit dan misbruik en jou dan gebruik vir hulle gewin. Die goeie nuus, ek het nie net slegte nuus nie, die goeie nuus is, Jesus sien jou gebrokenheid raak. En hy het gekom om mense wat gebroken van hart is, te genees. As ek sê gebroken van hart, beteken nie dat jy is hartseer of depressief of down nie. Ek praat van ons almal is gebroken. Ons almal het ergens iets wat ons na hanker binne om te sê, maar ek kort iets, ek kort iemand. En dan maak Jesus hierdie mooi uitnodiging, Matteus 11, wat hy sê, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sê julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag, en my las is lig. Net Jesus kan hy leemte vol. Net Jesus kan hy seer wegvat. Daarom moet ons hom aanbid en ons hoop op hom plaas. Op niks anders nie. Ek dink 'n tweede rede wat ek gedink het, hoekom ons in iets anders ons hoop sit, of ek, is omdat ons identiteit baie keer vasgevang is in iets anderster. Ons identiteit word vasgevang aan wat ek het en wat ek doen. Dis wat ek ry, dis waar ek bly, dis wat my rol by die werk, as ek 'n bestuurder, dis wat mense vir my sê, dis hoe mense na my kyk. En dan begin ek al my energie en al my fokus en al my tyd daarin sit om hierdie ding te doen, om net te sê, maar wat ek het en wat ek doen, en dit word naderhand my identiteit. Vat dit weg van my af, dan het ek nie meer eintlik identiteit nie. Kyk na groot sportmanne, groot sportvroue wat op 'n plek kom en hulle tree af, en dan sê hulle maar, ek is nou nie meer hierdie superster nie. Ek is ook nou maar net 'n gewone mens. Ons identiteit is nie in wat jy doen of wie jy is nie. Ons identiteit is in wie jou geskape het. Jesus het aarde toe gekom as die seun van God, om al jou seer en al jou sonde weg te vat. Maar hy het ook gekom om vir jou identiteit vas te maak. Want wanneer jy hom aanneem as jou verlosser en jou saligmaker en jy aanbid hom, noem hy ons kinders van God. Dink mooi dan, ons is nie net gemeentelede of Christene of een van iets of een van iemand nie. Ons is God se kinders. Ons is gelyk, as ek dit so kan stel, aan Jesus. Nie sy goddelikheid nie, maar ons is aangeneem. Jesus is die seun van God, ons is God se kinders. Ek meen, hoor wat staan in Johannes 1. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is nie uit nature uit nie, nie uit die drang van 'n mens of die besluit van 'n mens nie, maar hulle is uit God gebore. God maak ons 'n nuwe mens. Ons kry 'n nuwe identiteit. Dis nie wonderlik nie. Dis nie wonderlik om vir jouself te weet en te sê, maar ek is 'n kind van God. Ek kan hom Vader noem. Johannes herinner ons aan God se groot liefde in 1 Johannes 3. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Vriende, as ons identiteit in God kry en in ons kind wees, dan gee dit jou daai vrymoedigheid om na God toe te gaan. Dan gee dit jou vrymoedigheid om te sê, maar Vader, ek kom na U toe, help my met hierdie. Wees my, as jy weet, ek is sy geliefde seun en sy geliefde dogter, kan ek nie anders as om te aanbid nie. Natuurlik het ons al gepreek oor wat is jou prentjie van God. As jou prentjie is van jou pa en jy dink, maar dis wie jou pa was, dis nie wie God is nie. God is 'n liefdevolle Vader, 'n Vader wat daar is vir jou en ons is sy kinders. En 'n kind kan enigiets vir sy pa vra. 'n Klein kindjie kan gaan en sê, papa, help my hiermee. En die pa help. Jesus het ook vir ons kom wys hoe ons moet aanbid en hoe ons God, die Vader, moet aanbid. Jesus sê vir ons in Johannes 4 baie duidelik, maar daar kom 'n tyd en dit is nou,
wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader wil juis sê dat die mense wat hom aanbid, dit so moet doen. God is Gees en die wat hom aanbid, moet hom deur die Gees en waarheid aanbid. Jesus sê, ons Vader soek aanbidders wat hom in die Gees en waarheid aanbid. Hoekom? Want ware aanbidding is nie voorgee nie. Aanbidding is nie 'n performance nie. Aanbidding is surrender. Dis wanneer jy heeltemal oorgee aan God om te sê, ek erken voor U God en teenoor myself. Ek klou vas aan hierdie iets. Ek klou vas aan hierdie afgod. Here, neem dit vir my weg. Genees my van hierdie ding wat ek kan vasklou. Aan hierdie persoon wat ek kan vasklou. En daardeur bied ons weerstand teen afgoderry deur eerlik te wees voor God. Ek kan 'n kleintjie doodkry as ek partykeer, dis 'n bietjie judgmental. Dit pla my partykeer as ek mense hoor bid. Dan dink ek, besef jy die Here weet alles wat die Here ken jou. As ek myself voorbid, ek kan vir die Here al die mooi goed doen. Hy weet wat hier binne aangaan. Ek kan nie vir die Here jok nie. Ek kan nie Here vir hom iets voorgee nie. Dawid skryf in Psalm 139, hy sê, deurgrond my oor God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie en lei my op die bepaalde pad. Die Here weet wat in jou hart aangaan. Die Here weet waar jy is. Die Here weet wie hierdie afgod of wat hierdie afgod is. Maar dis nie 'n God wat daar kyk en jou wil net wil straf om te sê, maar is hierdie afbrekenisse, kritiese selfondersoek nie. Dis soos 'n kind om te gaan en sê, papa help my. Help my om te sien, wat is hierdie wat my seer maak? Wat is hierdie leemte wat ek in my het? Want vriende, wanneer ons so aanbid, dan hou ons op om weg te kruip. Ons soek nie meer genesing in wêreldse goed nie. Ons laat Jesus toe om die waarde, ons waarde oor ons skaamte te spreek. Ons word heel genoeg om ander mense lief te hê, sonder om te verwag dat hulle ons moet help of genees. So hoe doen ek dit? Hoe doen ek dit prakties? Ek is 'n praktiese persoon, so ek probeer julle help, probeer myself help. Vra vir God om vir jou te wys. Laat die Heilige Gees vir jou wys wat aan afgode daar in jou lewe is wat jy dalk nie eens raak sien nie. Dalk is dit aanvaarding, dalk is dit beheer soos ek, dalk sukses, dalk besittings. Ek sukkel met al die, ek maak nie of ek net die een nie. Bely dit dan hardop, sê dit. Here, ek het geld aanbid. Vergewe my. Ek vind my waarde en my identiteit in wat mense sê. Ek het hierdie week myself weer gevang, het goed gebeur en toe ek myself kry as 'n kwaad. Ek is onmiddellik kwaad, maar hoekom het nie vir my dankie gesê nie? Hoekom is dit nie vir my nie? En toe ek begin dink, maar oor wie gaan dit nou eintlik hier? Gaan dit oor my? Arme ek, niemand het vir my dankie gesê nie. Gaan dit oor die persoon wat dit eintlik gedoen het? Of gaan dit eintlik oor God wat dit deur daai persoon gedoen het, wat niks eintlik met my eers nodig het? Bely dit hardop. En dan rig jou diepste toewyding aan Jesus. Maak aanbidding op Sondagoggende saam met al die ander gelowiges 'n hoogtepunt in jou lewe. Nie net 'n bysaak nie. Nie net elke derde week wanneer jy bietjie skuldig voel nie. Ek sê nie kerkbywoning gaan jou hemel toe vat nie. Ek sê net ons kom saam as gelowiges. Wy beplek kom en sê maar hier aanbid ons God. Jy word gestig, hopelik deur ons preke. Die amazingste ding van God is en dis wat ek die Here prys is. Dit gaan nie oor wat ek voorberei of sê nie. Ek het al preke gepreek dat daar 'n vrou na dit gekom en sy ruk soos hy. Sy sê Jan, jy het my lewe verander. Die Here het my gepraat. Daai ding wat jy gesê het oor daai vark, ek sal dit nooit vergeet nie. En hier is my preek, ek tik dit woord vir woord uit. Ek het nie 'n woord oor 'n vark gesê nie. So die Heilige Gees het met daar gepraat. Ek bedoel nie jy kom kerk toe oor my of oor Herman nie. Jy kom nie oor die musiek nie, maar ons kom by mekaar as gelowiges en ons sê kom ons aanbid saam. Maar ek wil hê jy moet dit verder as dit vat. Kerk en aanbidding is nie net hierdie uur nie. Maak dit deel van jou elke dag, aanbid elke dag, elke oomblik en alles wat jy doen. Van vriende, dis wanneer ons weerstand bied, aanbidding so versadig met God se aanvaarding, dat afgode hulle krag verloor. En ek en jy maak 'n keuse, ons kies bewondering, ons kies aanbidding, ons aanbid God omdat ons hom behaag, omdat ons hom bewonder vir wie hy is, en wat hy in ons lewens doen. So ek weet nie waar jy vandag is nie. Ek weet nie wat se seer of onsekerheid jy het nie. Dalk is jy op 'n goeie plek. Dalk is jy op 'n plek waar jy sê ja, daar's geen afgod, daar's niks wat my op die oomblik doen nie. Ek is met die Here en weet jy, prys die Here. Ek is regtig bly saam met jou en ek regtig. So ek wil nie nou iets op jou sit nie, maar as jy dalk hier sit en jy dink vir jouself, maar is daar dalk iets anderster wat ek op die oomblik
Net bietjie as ek eerlik is, ek sit eintlik my hoop daarin. Dalk is jou idee van God dalk verkeerd, dat jy dink, okay, Here, ek bid dit, en as U dit dan nie doen nie, dan is ek kwaad, en dan is U nou nie regtig lief vir my of daar nie. As ek nie prosperity het nie, as ek my 10de gee en ek kry nie môre R100,000 nie, dan is dit U wat fout is. Maar ek wil jou vra, hoe het jy vandag hier aangekom? Die goeie nuus is, Jesus dek vandag voor jou 'n tafel. Hy bied sy liggaam en sy bloed aan jou om daai genesing te bring. Die nagmaal is 'n fundamentele daad van aanbidding om Gode te ontroon. Paulus herinner ons wat Jesus sê daai aand net voordat hy gevange geneem is in 1 Korintiërs 11. Die Here Jesus het die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem en nadat God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit, elke keer as julle daaraan drink, tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet, en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Elke keer as ons by die nagmaaltafel sit, verklaar ons, my diepste behoefte word hier vervul. Nie deur 'n ander God nie, nie deur 'n ander mens nie, nie deur 'n ander ding nie. Net Jesus. Jesus het vir ons, hy het nie ons wonde voor weggespring nie, hy het in ons wonde ingekom. Hy het sy bloed vergiet, hy het sy liggaam gegee. En die nagmaal herinner ons daaraan dat die geneesheer het aarde toe gekom, die geneesheer, die enigste geneesheer wat jou seer en jou leemte kan vul, het kom sterf sodat jy kan lewe in oorvloed. Sodat jy God kan aanbid as die enigste ware God. So wanneer skaamte vir jou sê, jy is nie waardig en sê die brood vir jou, my liggaam is vir jou gebreek, net soos jy is. Jy hoef nie eers heilig te word, jy weet nie verander nie, net soos jy is, ek het vir jou gesterf toe jy nog 'n sondaar was. Wanneer vrees vir jou sê, jy sal nooit veilig wees nie, dan kom die wyn en dit sê vir jou, hier is 'n nuwe verbond. In my bloed, dit is onbreekbaar, dis vir altyd daar. So ek wil vra, die mense wat die nagmaal uitdeel, as julle slank kan begin uitdeel, wil ek jou tog net herinner dat hier is nie ruimsigse tafel nie. Almal is welkom om vandag die nagmaal te gebruik as jy kinders het en jy voel jou kind is oud genoeg om te verstaan waar dit gaan, is dit jou keuse of hulle wil gebruik, ons gebruik druiwesap, so hulle kan dit gebruik. Ek gaan nou die moeilike ding doen, veral vir mense wat aandag afleibaar is. So ek wil net nie die aandag van mense wat uitdeel nie, behalwe as jy die glasie moet vat. Ek wil vra daar waar ons is, kom ons word stil. En ek wil vra op jou eie. Kom ons vra die Heilige Gees om vir elkeen van ons te wys. Begin dit met my. Wat is die afgod op die oomblik in jou lewe wat jou tyd en jou energie en jou prioriteit in die middel van jou lewe is? Of nog meer as dit, wat is dit wat ek kan vasthou? Wat is dit wat ek kan hoop om te sê, maar ek hoop hierdie ding gaan my help of hierdie gaan my laat beter voel? Kom ons wees eerlik voor God. Kom ons kom na hom toe en ervaar sy vergifnis. Terwyl ons die volgende lied luister, hou julle nagmaal, ons gaan dit net na die lied saam gebruik, so hou dit net by jou. Ek gaan iets probeer doen en gebruik dalk 'n verbeelding. Ek gaan sê wat Jesus gesê het en dan hoor jy asof hy dit vir jou vandag sê. As jy saam met die disippels om die tafel sit, om vir te sê, hierdie brood is my liggaam gebreek vir jou. Neem dit en eet dit saam. Hierdie sap is my bloed wat gevloei het tot die vergifnis van jou sondes. Ek wens ek kan vir julle dit reg verduidelik, die urgency wat ek net op my hart voel, dat daar mense is wat vandag hier sit wat moet hoor hoe ongelooflik lief God jou het. Jesus Christus het onskuldig aan 'n kruis gesterf vir jou en vir my. Ek voel dis mense wat hier sit wat sê, ek hoor dit Jan, maar nie vir my nie. Of ja, God wil 'n intieme verhouding met elkeen van ons hê. Hy is so lief vir jou.
Dawid sê in Psalm 23 net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Die woorde wat daar gebruik is soos 2 honde wat jou jaag. God wil vir jou goedheid hê. God wil vir jou guns hê. God wil hê jy moet 'n gelukkige verhouding hê. God wil hê jy moet 'n goeie werk hê. Al daai goed wil God vir jou hê. Matteus 6 vers 33 sê, maar soek eers die koninkryk van God en die res sal vir jou bygevoeg word. So ek wil regtig uit my hart uit net sê, weet net hoe lief God jou het. En maak nie saak wat jy in jou lewe gedoen het nie, maak nie saak waar jy is nie. Hy aanvaar jou altyd met oop arms, want elke keer as ons die nagmaal gebruik, besef ons wat God vir ons gedoen het. Jy gaan dalk deur 'n moeilike tyd by jou werk, jy gaan dalk in 'n moeilike tyd met 'n verhouding, jy gaan dalk met 'n moeilike tyd waar dit sleg gaan, jy voel dalk depressief. Jesus nooi jou uit, kom na my toe, en ek sal vir jou rus gee. Ek sal vir jou lewe gee, ek sal vir jou vrede gee wat alle verstand te bowe gaan. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die groot geskenk, dankie Heilige Gees, dat U in mense harte in praat, dat dit nie oor my gaan nie, al raak ek uit woorde uit, weet ek, U praat in ons harte, en in my hart. Vergewe ons as ons ander goed, bewustelik of onbewustelik voor U stel. Help ons dat ons U sal eer as die enigste God, dat ons U sal aanbid. Jesus, dankie dat U onskuldig aan 'n kruis gesterf het, sodat ons kan lewe, sodat ons kinders van God kan word. Wees met ons, seën ons, wees met elke persoon wat hier sit, wat dalk vasgevang is in 'n addiction, wat wil uitkom aan nie regkom nie. Ek bid dat die addiction sal breek, ek dink dat hulle met iemand sal praat, dat hulle vir hulp sal gaan en sê, ek gaan nie meer laat hierdie ding my lewe beheer nie. Ek gaan nie meer laat hierdie ding my afgod in my lewe wees nie. In Jesus naam. Amen. As jy vandag vir die eerste keer is, kom stel jou asseblief voor aan my en Herman, ons is hier voor, en dan is daar gratis koffie, daar buite by die kuierspasie, daar is 'n Coffee the Bible. Ek wil vir Jasper Fourie baie dankie sê, hy het die hele sementblad hier voor vir ons gegooi, en al die bakstene vervang, so dis nou gelyk, dit lyk baie goed, en dan wil ek groot asseblief vra, hier is nogal belangrik, as jy nou uitry, gebruik asseblief die onderste hek. Die logika is, ons wil hê jy moet onder uitry, so die mense wat vir die tweede diens afkom, bo kan inkom by daai hek, daar kan nie 2 karre gelyk uitkom nie. En dan wil ons jou vra, Herman het verlede week ook daar gepraat, ons het gaan toets, as jy links uitdraai, en jy ry af onder na die casino toe, en jy draai daar in, jy draai in die casino, so sirkel en jy ry terug, is dit 4 minute langer trip, Kreersdorp toe, as die roebord rooi is dit 6 minute langer trip. So ek wil vra dat jy nie regs draai nie. Ek weet ons Ford mense, ons kar het krag, ons kan vinnig regs draai. So kom ons draai ook maar links. So ek wil regtig vra, en ek het gesien dat verlede week mense nie na Herman geluister het, ek wil jou mooi vra. Wees 'n kerkmens. Draai links, gaan af, draai om. Die rede is, die mense sukkel om oor die pad te kom, karre ry teen 120 km hier op. As daar karre van daai kant af nog moet indraai, is daar nog karre wat moet oorkruis. So ek vra jou mooi, al kom jy tweede diens toe, gaan ek jou ook vra, draai links, gaan af onder toe. As jy links bly, dan draai jy anyway nog links. Ek praat van die mense wat gewoonlik regs draai. Almal draai links. Mag julle geseënde week hê, ek spreek die seën van die Here elkeen van ons uit, nie net vir nou, nie net vir die week nie, maar vir elke oomblik van jou dag. Mag jy God se liefde van ons Vader ervaar. Mag jy genade van Jesus Christus, sy seën in jou lewe ervaar. Mag jy die teenwoordigheid en die vrede van die Heilige Gees in jou lewe ervaar. Amen.